Welkom terug by ons podcast julle. Vandag praat ons bietjie met Sue. Sue het ons kom besoek vandag met haar sexy boudoir fotosessie. En natuurlik as mense boek, dan dink ons okay, hulle boek dit vir hulle mans of dalk vir hulle self vir women empowerment. Maar Sue het 'n ongelooflike storie. So kom ons begin en ons vra 'n bietjie vir Sue 'n paar vrae. Welkom Sue. Dit is so ongelooflik groot voorreg om jou vandag hier te kan hê. Die storie wat jy met my en Michelle gedeel het vandag, het ons harte so geraak. Ek moes 'n paar keer na my trane gesluk het, want ek wil dit nou nie 'n emosionele situasie maak terwyl jy moet sexy en hard wees nie. Michelle moes ek 2 keer gaan kry het gekry het in die badkamer waar ek haar gekry het, waar sy huil. Sy sê sy het nie gehuil oor dat sy jou jammer kry nie, maar sy het gehuil oor hoe sy na haarself kyk en hoe hard sy op haarself is en nie gaan jy deur al jou dinge. Vertel 'n bietjie die vrouens daar buite, wat is die situasie, waardeur gaan jy en watse raad kan jy hulle gee om net anders te dalk na hulle self te kan kyk, want dit het my verander vandag oor hoe ek, jy weet, soos na myself kyk, want ons almal is super hard op onsself. En dankie omdat jy bereid is om daai storie met ons te deel. Dankie Chantal en dankie dat jy my uitgenooi het vir julle podcast. Ek het MS en fibromyalgia. Ek was vir baie jare baie hard op myself. Nooit besef dat my lyf saam met my die pad stap nie. Maar vandag is ek hier vir 2 dinge. I've got a very love-hate relationship with my life. I love my body en ek is baie lief vir my lyf. Omdat sy my gedra het deur alles wat ek is met my MS. She's a warrior. She's incredibly strong and ek het nodig om haar te celebrate because of that. But also I hate her for the way that she looks. All the scars, the fat, the marks. So die tweede gedeelte wat ek hier is vandag is om te kyk hoe sy lyk en lief te raak vir haar. Want ek het nodig om lief te wees vir haar, want sy is wie sy is. Ja. En dit is nie altyd moontlik om haar te verander. Die ete help dalk nie. Ek kan nie altyd al die oefeninge doen nie en dit is dalk nie nodig nie. So ek moet leer om lief te wees vir haar. En om haar deur jou lens te sien vandag. She's gorgeous. She's perfect. Her imperfections make her perfect. And that's good. So ek het limitations, I'm sick, I'm disabled. That's okay. So she carried me. She's been through all the operations, all the disabilities, and she's still here. So she needs to be celebrated because she's still here and she still carries me through everything. En dit maak jy nie minder sexy nie. Glad nie. Jy het vandag gesien hoe hot jy is en hoe stunning jou foto's is. Goodness gracious me. Who would have thought? Nee, jy het ongelooflik gedoen en Dis fantasties. ja, dit is amazing en jy weet dit is so sad, jy weet, en ek praat namens myself, jy weet, ons is super hard op onsself en ons het nie disabilities nie en ons is nie disabled nie en ons het nie daai siektes nie. Maar ons vrouens kyk in die spieël en haat wat ons sien. En Maar weet jy wat, dit is omdat it's because society put those pressures on us. En ons moet dalk net terugstap en weet jy, almal het nie die vermoë dalk om die shoot met jou te doen nie, maar ons moet net terugstap en kyk in die spieël en sê, you know what, I've got you. ja. And you've got me and we're okay. Ja. Hoe was die shoot vir jou gewees en even though Chantal, it was empowering, it was freeing, it was confidence building, and I've never felt as good about myself. Al het ek nie die foto's gesien nie, dit wat jy vandag vir my gegee het, kan ek nooit terugbetaal nie. En as die bietjie wat ek vandag kan teruggee aan jou en Michelle en almal wat na die podcast kan luister net vir hulle kan sê, you know what, we're women. We are fantastic. We're perfect the way we are. Doesn't matter what you look like. You are perfect the way God created you. ja. And that's okay. Ja. Maar dit is so amazing en dis die grootste voorreg wat ek
jy weet dit was vir my so lekker geweest dat jy my gekies het om dit vir jou te doen want jy weet dit is ook vir my dis iets wat jy hier vandag gelos het by my en Michelle en in hierdie studio van hoe amazing jy as vrou is en jy weet jy soos jy gesê het nou net jy is disabled en jy kan dalk nie perform soos 'n 20-jarige kan perform wat niks meer fout is nie. Maar jy het dit so goed hanteer en jy het so goed in daai poses ingegaan en jy het net gesê ek gaan alles doen. Ek gaan alles doen vandag. Moet my nie anders hanteer nie. Ek is nie anders nie. Ek is pragtig en ek is uniek en ek is beautiful en ek gaan dit doen. En as ek dit nie kan nie dan doen ons iets anders. En jy weet daar was so min wat jy nie kon gedoen het nie. Jy kon alles gedoen het. En daai sê vir my so baie van hoe jy jouself gedruk het met waar jy gaan as vrou met jou MS siekte. Waar jy al gegaan het, jou liggaam al gegaan het met die operasies, as ook dat jy sê disabled. Jy weet jy het net gesê niks gaan my teruggaan nie. Ek gaan my liggaam celebrate en ek gaan vandag hier wees vir myself en ook jy het ingestap in my studio wat jy gesê het as ek ander vrouens kan motiveer om anders na hulle self te kan kyk. Let's do it. Let's do it. En dit is regtig vir my ongelooflik en ek is baie emosioneel hier waar ek sit. Dit is en ek moet regtig my trane terughou want dit is jy's amazing. En ek wil hê jy moet weet dat ek kyk op na jou en ek hoop die vrouens daar buite kan net bietjie dankie met jy so 'n groot inspirasie is vir vrouens daar buite. En ek dink meer vrouens moet dit hoor en meer vrouens moet dit besef van jy weet ons wat 100% fyn is. Hier sit jy en jy het dit gedoen en jy sê wow, ek is stunning en ek is beautiful en niks, nie 'n MS siekte nie, nie 'n disability nie, niks gaan my terugkry nie. Jy was amazing, hoor. En dit was ek moet vir jou sê Chantel, jy het op my pad gekom deur 'n scrolling deur reels op Facebook en ek het gesê dit was net 'n aura wat uitgekom het en gesê dis dit. Juist by wie ek moet wees. Ek het nie gaan soek vir enigiemand anders nie. En ek het die oomblik toe ek hier ingestap het ek so welkom gevoel. Ek het so gemaklik gevoel. Jy en Michelle is van die fantastiese mense wat op my pad gestap het. Ek het 'n vreemdeling ingestap. Ek stap uit as 'n vriend. Enige iemand wat hier by jou 'n shoot wil kom doen, kan dit met die grootste vryheid kom doen want hulle gaan so gemaklik, so ek het nie woorde om te beskryf hoe jy my laat voel dit vandag nie. Ek het nie disabled gevoel nie. Ek het nie anders gevoel nie. Ek het soos 'n vrou gevoel vandag. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. En dit kan niemand by my wegvat nie. So dankie daarvoor. Hoorie, dit is die grootste voorreg en baie dankie weer eens met jy my gekies het. En ja, en dankie ook omdat jy jou gesê dat en 'n kontrak geteken het wat jy gesê het ons mag jou foto's ook deel met die wêreld. Want dit kan ander vrouens ook help en inspireer en ek meen hierdie foto's wat ek nou hier op die video gaan wys is soos dis amazing. Dit is ongelooflik. Dit is super hot. En ja, ek meen mense kyk in die spieël en sien jy 'n prentjie, maar kyk jy op die kamera en dit is wow. En jy was wow en ek wil net hê jy moet weet dat dankie vir wat jy is en gee terug in die wêreld en dat jy hier sit op 'n podcast saam met my en waar jy vir vrouens inspireer en net sê wees net bietjie liewer vir jouself. Ja, elke dag 'n klein bietjie. En kyk net so 'n klein bietjie met ander oë na wat die wêreld vir jou sê jy moet na kyk. Ja. So ons gaan binnekort daar fotootjies deel op social media. En ons sal ook haar storie met julle deel van waar dit sy gegaan het met haar siekte, met die disabilities wat sy het, maar weer eens hier is net 'n bewys dat jy daar buite wat graag dit wil doen, wat elke dag dit oorweeg, maar jy dink jy's nie goed genoeg nie of jou liggaam is nie perfek genoeg nie. Jy is pragtig, jy is waardevol en jy kan ook so 'n shoot doen. En ek sê nie jy moet nou kom vir 'n shoot nie. Ek sê net kyk net sagter in die spieël vir jouself en wees net lief vir jouself. Absoluut. Dis al laaste raad wat jy vir hulle wil gee. Be kind to yourself every day. Because at the end of the day you've only got yourself. Dis baie waar.
Alright julle, dan sien ons julle weer binnekort. Dankie dat julle ons gejoin het.